Goeiemôre broers en susters. Het is lekker om so saam met julle weer hier in die kerkgebou te wees. Ek was nou 'n tyd lank af siek. So ek is dankbaar om saam met julle weer ook hier terug te wees. Baie dankie vir julle voorbidding, vir julle omgee, vir die boodskappe wat ons ontvang het en vir die besoeke wat ons ontvang het. Dankie daarvoor. Ons loof die Here. Dit is bietjie vroeër as normaalweg vanmôre, want dit is mos nou weer ons siklus wat omgeswaai het, nê? So miskien is dit hoekom baie mense dalk nie hier is nie, maar dalk is dit omdat dit koud is, dalk is daar ander redes. Maar mag die Here vanmôre regtig vir ons elkeen baie styf vashou, op sy skoot laat sit, sy genade laat beleef, sy liefde aan ons elkeen kom openbaar. Geliefdes, ek het vanmôre weer hierdie prentjie saamgebring oor die Heilige Gees. Ons het net voordat ek weg is met my operasie en goed, het ons gepraat oor Pinkstersondag, die uitstorting van die Gees. En ons het vir mekaar 'n klomp mooi dinge daar gesê en ek volg net 'n bietjie daar verder op. En daarom nog steeds weer hierdie prentjie van die Heilige Gees wat kom. En dan ook die agtergrond wat iets sê van die kragtige inwoning en werking van die Heilige Gees. So kom ons raak stil voor die Here en ons gee onsself oor aan hom. Vader, as ons so by mekaar is vanmôre, dan hoor ons die woorde oor hoe Israel oor hulle self gedink het. En as 'n mens oor jouself dink, dan gaan dit oor jou mens wees, jou identiteit. En partykeer dink ons ook oor onsself soos Israel gedink het. Hulle het gesê, en soms sê ons dit van onsself of van 'n gemeente, ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. So sê U, Here, vir Israel en ook vir ons vanmôre. Ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my Gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Vader, dankie vir hierdie belofte van die Gees wat gaan kom, en die lewe wat gaan kom, omdat die Gees uitgestort sal wees, omdat ons as U kinders in Christus gedoop sal word met die Heilige Gees. Bring vir ons hierdie lewe. Maak ons bewus van hierdie nuwe lewe wat gekom het in die Here Jesus en ook deur die Gees wat gekom het. In afhanklikheid wag ons op U, Here, dat U ook vanmôre ons sal kom bedien deur U woord en U Gees in die Here Jesus. Amen. Geliefdes, julle wat kinders van die Here Jesus Christus is, die Vader het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Geliefdes, ons gaan weer so 'n paar verse saam lees uit Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2. Dit is die gedeelte waar die Heilige Gees gekom het, en daarom gaan ons weer daar saam lees.
Ons gaan so 'n paar verse lees, vers 1 tot by vers 13, maar dan gaan ek konsentreer op vers 2, vers 3, en dan die eerste gedeelte van vers 4. Kom ons buig net ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons vanmôre hier op hierdie wintersdag in U huis kan bymekaar kom, in die kerkgebou kan bymekaar wees. Dankie dat ons ook daar buite die son kan sien, omdat die son ons warmte gee en hitte gee. En dit herinner ons ook aan U teenwoordigheid ook in ons lewe. En daarom wil ons sê, Vader, baie dankie dat ons in die Here Jesus die nuwe lewe ontvang het, dat U ons losgekoop het, dat U ons U sinne gemaak het, dat U vir ons deur die Heilige Gees nuwe lewe kom gee, die lewe wat U vir ons aan die kruis en deur die opstanding bewerk het. Dankie vir die kragtige inwoning en werkinge van die Heilige Gees. Maak ons bewus van dit wat U kom doen het in ons lewe. Vader, en gee dat ons werklik iets van die diepte hiervan sal verstaan en sal beleef. Dankie dat U vir ons dit gee as troos, as genade, as versterking van ons geloof, dat U ons so kom bemagtig om getuies ook vir U te wees. Heilige Gees, ons wil graag vanmôre ons harte oopmaak, ons emosies oopmaak, ons gees oopmaak om ontvanklik te wees vir U woorde. As ons so stil word, dan dink ons ook aan ons een wees met mekaar. En daarom bid ons vir hulle wat siek geword het. Bid ons vir hulle wat nog herstel. Sê ons baie dankie, Vader, vir die herstel wat plaasgevind het. Ook in my eie liggaam. Ons eer U daarvoor. Ons wil in besonder bid vir Tannie Tini, haar kinders en hulle gesinne, haar kleinkinders, agterkleinkinders. Dit is vir haar swaar om haar seun aan die dood af te gee. Wil U vir haar asseblief vertroos, genade gee? En wil U deur U liefde vir haar kom ontdek en vir hulle kom ontdek en vertroos. Dankie Here dat ons vir mekaar kan ontmoet vanmôre in die teenwoordigheid van die Here. Maak nou U woorde vir ons oop. Praat Heilige Gees, want ons wil graag hoor wat U vir ons sê. Amen. Ag geliefdes, dit is 'n interessante gedeelte waarmee ons vanmôre gaan begin. Dis 'n gedeelte wat regtig vir my aangegryp het van Pinkstertyd af. En ook nou toe ek siek was, het ek daaroor gedink en daaroor gebid. So as ek vanmôre die woord bring, met my hele hart glo ek, dit is wat die Here ook hier in sy woord vir ons sê. En mag julle dit beleef, nie as Dawid se woorde nie, maar as God se woorde. Ek het gebid, dat ek nie nonsens praat nie. Dat ek nie besig is met dwaalleer en allerhande goede nie. Want dit is vir my belangrik om by die woord te bly. So as julle dalk goed hoor wat bietjie dalk vreemd is, praat met my daaroor. Sodat ons vir mekaar kan help. Ek leer graag by julle, want die Heilige Gees is ook in julle wat kinders van God is.
Ons gaan saam lees Handelinge 2 vers 1 tot by vers 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saam gedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kritenseers, en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat, oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Julle kan sommer hoor soos wat ons hier lees, dat hier 'n geweldige ding plaasgevind het, as 'n mens die woord van die Here gaan lees. En daarom kom ek weer terug na hierdie prentjie toe, na die Heilige Gees, wat gesimboliseer word hier as 'n duif, maar hier in Handelinge is daar 2 ander tekens wat plaasvind om die uitstorting of die doping met die Heilige Gees vir ons te verduidelik. Geliefdes, my tema vanmôre is die uitstorting van die Heilige Gees is hoorbaar en sigbaar. Almal is gedoop en vervul met die Heilige Gees. Die eerste gedeelte uit vers 1 het ons nou die dag vir mekaar gesê, die uitstorting van die Heilige Gees is die geboorte van die liggaam van Christus, die kerk. Vanmôre se tema volg nou verder op. Die uitstorting van die Heilige Gees is hoorbaar en sigbaar. Almal is gedoop en vervul met die Heilige Gees. Geliefdes, en as ek so dink oor Pinkster, dan kom ek net opnuut agter dat Pinkster is 'n baie spesiale geleentheid in God se verlossingsplan. Net soos wat 'n klomp puzzelstukke by mekaar pas, of moet ek Afrikaans praat, legkaartstukke wat by mekaar pas. Net so is God se verlossingsplan. Dit begin by die beloftes in die Ou Testament. En dan die volgende legkaartstuk, die geboorte van Christus, en nog 'n legkaartstuk, die lyding en die sterwe van Christus, nog 'n legkaartstuk, die opstanding van Christus, nog 'n legkaartstuk, die hemelvaart van Christus. En dan volg hierdie legkaartstuk, die koms van die Heilige Gees, of soos ons daarvan praat, die uitstorting van die Gees, of soos wat ons soms daarvan praat, die doop met die Heilige Gees, of die doping met die Heilige Gees.
Dis alles legkaartstukke wat in mekaar pas. En geliefdes, daarom is dit vir my belangrik om net weer vir julle te herinner, soos ek het vorige keer gedoen het. Die koms van die Heilige Gees was God se soewereine tydskedule wat aan die werk was. Die koms van die Heilige Gees het nie gekom omdat die disippels na die hemelvaart in Jerusalem gaan wag het nie. Die Heilige Gees het nie gekom omdat die mense in aanbidding voor God was nie. Die Heilige Gees het nie gekom omdat hulle gevra het, Vader, gee dat u beloftes vir ons waar sal word nie. Die Heilige Gees het gekom omdat God al vooraf bepaal het dat die Gees moet kom. Ek het vir julle vorige keer gesê, daar's 3 feeste wat beeldprofesie is van die werk van die Here Jesus in Levitikus 23. En ek gaan dit net herhaal. Ek gaan nie daaroor iets praat nie. Levitikus 23 vers 5, die Pasga of die Paasfees. Jesus is die offerlam van God. Dit het gepraat vooruit. Levitikus 23 vers 10 tot 14, die fees van die eerste vrugte. Dit is waar hulle gaan toets het of die vrug al gekom het en as 'n beweegoffer gerwe vir God gebring het as 'n belofte van die oes wat kom. Levitikus 23 vers 15 tot 17, die oesfees of die fees van die 7 weke. Na die fees van die eerste vrugte, daardie Sabbat, die volgende dag, 49 dae, 7 vol weke, plus dan die dag na die Sabbat, die 50ste dag, is die oesfees, die fees van die weke. En dit is weer 'n eerste vrug gedeelte wat gebring word, maar hierdie keer nie los gerwe wat saam gebind is nie. Maar elke gesin moes 2 brode bring. 3 kilogram wat van 3 kilogram is met suurdeeg. En die brode simboliseer die eenheid van die liggaam van Christus. So het ek 'n vorige keer vir julle gesê. Maar nou hier in Handelinge 2 is dit nie meer 'n belofte nie, hier gebeur dit. Hier het God sy Gees gegee. En daar gebeur 2 groot dinge, het ek reeds vir julle gesê. Die geboorte van die liggaam van Christus in die kerk. En dan terselfdertyd die doping en die vervulling met die Heilige Gees. As 'n mens dan vers 2 en vers 3 gaan lees, dan kry ons die bewyse dat die Heilige Gees uitgestort is, of dat die gelowiges wat saam was met die Heilige Gees gedoop is. Wat ons dan ook intrek as die liggaam van Christus. Eerste ding rondom die Heilige Gees wat uitgestort is, of wat gekom het, staan in vers 2. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul. Die Heilige Gees het gekom, en die Heilige Gees se koms is hoorbaar. Hoorbaar. En nou geliefdes, hier staan, daar was 'n geluid uit die hemel. En dan vergelyk hierdie gedeelte dit soos 'n geweldige stormwind. So die vergelyking wil vir ons net terugbring na die geluid toe. Die koms van die Gees het nie gekom deur 'n stormwind nie. Die koms van die Gees kom deur die geluid wat soos die stormwind is. So die geluid herinner ons, soos wat Johannes 3 dit sê, aan die wind, wat kom en gaan soos wat hy wil. In Johannes 3 word die Griekse woord pneuma gebruik, vir die Gees wat kom en ook vir die wind, want dit is dieselfde woord, wat gaan oor asem,
ensovoorts. Maar hier in Handelinge 2 is daar 'n ander woord, Griekse woord wat gebruik word, pneus, wat beteken dis 'n geweldige stormwind. Maar nou sê hy nie hier dit is die stormwind, hy sê dit is 'n geluid soos die stormwind. So die geluid toe die Heilige Gees gekom het, toe God sy asem geblaas het, sy Gees op die aarde laat kom het 'n geluid veroorsaak vanuit die hemel, sê hierdie gedeelte, so dit kom nie van mense af nie, dit kom nie van 'n ander plek af nie, dit kom van God en vanuit God se teenwoordigheid en sy troon. En dit is soos 'n geweldige stormwind wat op pad is, 'n orkaan wat op pad is, maar dis sonder die wind. Dis net die geluid wat kom, sê hierdie gedeelte. En dan staan hier, hierdie geluid het die hele kamer vol gemaak. Kan ek net nou weer net by hierdie kamer vol maak gedeelte aansluit. Die tweede ding wat hier staan oor die Heilige Gees se koms is, die Heilige Gees se koms was nie net God se asem wat hy geblaas het nie, die geluid van die Gees wat gekom het nie, maar dit is ook sigbaar. Dit is hoorbaar en sigbaar. Sodat hulle wat teenwoordig is, werklik kan weet en kan glo dat die Heilige Gees nou gekom het. Dat God sy Gees uitgestort het. En wanneer hy praat van die sigbaarheid van die Heilige Gees, dan sê hierdie gedeelte, dit is weer eens soos vuur wat in vlamme verdeel. Dit is nie vuur wat in vlamme verdeel nie. Dit is soos vuur. So die Heilige Gees se koms het gelyk soos vuur. Maar die Gees wat gekom het hier in hierdie geluid om die kamer vol te maak, het gekom in sy volheid en in sy volheid het die Gees verdeel. En sê hierdie gedeelte het hy op almal gesit, gerus. So wanneer die Heilige Gees kom, is dit so aangrypend dat hierdie geweldige geluid mense nader bring, nader laat storm, laat stroom na die plek waar hierdie mense, die disippels by mekaar was. Maar hulle wat in die huis was, wat daar by mekaar was, het nie net gehoor nie, die geluid het hulle toegevou en terselfdertyd daarmee saam het dit gelyk soos vuur. Die Gees was sigbaar en het die Gees verdeel en op elkeen kom rus. En dan staan hier in vers 2b en vers 3b, almal is met die Gees gedoop. Want wanneer die geluid in hierdie kamer kom, dan vou dit almal toe. Almal is binne in hierdie geluid ingetrek. En wanneer die Gees soos vlamme verdeel, dan staan hier, hy het op almal kom rus. En ek wil baie graag oor hierdie gedeelte van dat almal wat daar teenwoordig is, gedoop is, dis hoe ek dit uitdruk, want dit is wat die Here Jesus gesê het in hoofstuk 1, vers 5, hy sê vir hulle, julle moet na Jerusalem toe gaan, want Johannes het julle gedoop met water, maar julle sal binne 'n paar dae met die Gees gedoop word. En om gedoop te word, is weer eens die Griekse woord baptizo, en julle het al gehoor as ek daaroor praat, dit beteken om totaal vervul te word,
ingeneem te word, oorgeneem te word. Soos 'n stuk lap wat jy in kleur sal indruk, die kleur sal deurtrek die hele lap. En dis wat hier staan, die Heilige Gees sal julle kom deurtrek, oorneem, in julle beweeg, in julle wese, totale wese ingaan. Handelinge 1 vers 5 sê gedoop. Handelinge 2 praat van deur die geluid, soos 'n stormwind en die vuurvlamme, die vuur wat verdeel en op elkeen kom rus. Nou geliefdes, hier is geskrywe in die gedeelte wat ons gelees het, dat die mense gevra het, wat het hier gebeur? En ek dink dis belangrik dat ons ook maar net vir mekaar vra, wat het nou hier gebeur? Jy sien geliefdes, as ons hieroor praat, dan lyk dit vir my dat ons ook na die res van die skrif 'n bietjie moet intrek, veral as ons moet oor Paulus dink en oor Paulus praat en dit wat hy gesê het, want hy het hierdie gedagte van gedoop te wees in Christus met die Gees vir ons 'n bietjie verder uitgespel. En daarom wil ek dit graag vir julle lees, soos wat dit in 1 Korintiërs 12, vers 12 en 13 staan. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en nou kan jy maar na jou eie liggaam kyk, jy kan kyk hoeveel vingers jy het, en hoeveel tone, en hoeveel ore, en oë, en al daardie goed, jy's een, maar daar's baie ledemate. Hy sê, net soos wat my en jou liggaam so is ook die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons dan nou Jood of Griek is, slaaf of vry, almal is van die een Gees deurdrenk. En dit is wat hier gebeur het in Handelinge 2, vers 2 en vers 3. Is dat Christus, hierdie profesie van Pinkster, van die 2 brode, wat gekom het en waar die are fyn gemaak is tot 'n eenheid, dat hy dit tot realiteit gebring het. Want deur die Heilige Gees word ek en jy in die liggaam van Christus ingebou. Word ek en jy deur Christus en die Gees in Christus ingebou. Wat staan hier? Net soos wat 'n liggaam is, klomp lede, een liggaam, soos Christus se liggaam. En ons het vir mekaar gesê, Pinkster is ook die geboorte van die liggaam van Christus. Een liggaam, baie dele. En dit gebeur met die een Gees wat ons kom doop het. Daarom hier in Handelinge 2, wanneer daar staan, almal is met die Gees gevul, gebeur hier 'n goddelike wonderwerk. Net soos wat die Here Jesus Christus in jou lewe kom, met wedergeboorte, en jy in hom glo en hom ontvang, en God se seun of dogter word, so kom die Gees, en hy bring vir jou nuwe identiteit in Christus. Hy kom plaas jou, wat een van die are was, of een van die stingels met are, bring hy en hy vorm jou as een liggaam in Christus. En nou geliefdes, wanneer dit gebeur, dan gebeur hierdie goddelike wonder. Ek het niks daarmee te doen nie, behalwe dat ek glo, en dat ek wag op die Gees wat moet kom. God doen hierdie wonderwerk, waar hy my en jou in Christus inbring, en deel van sy liggaam maak. Hy maak ons een
met Christus. Nou ons kan in die Bybel gaan lees op baie plekke oor die een wees met Christus. Ons kan ook op baie plekke gaan lees oor die een wees met mekaar. Want dit is wat hier gebeur, is dat Christus ons wat individue is, saamvoeg en dat ons 'n eenheid word in Christus, sy kerk, sy liggaam. En tog bly ons 'n verskeidenheid liggaamsdele, wat hy kom toerus met sy gees. Sien, in hierdie gedeelte, as ons dit verder sou gaan lees, dan gaan dit oor my en jou identiteit in Christus. Ek is verlos in Christus, ek is gereinig deur Christus, ek is geregverdig deur Christus, maar ek is ook gedoop deur die Gees in Christus. En dis my geloofsidentiteit, dis wie ek is in Christus. Dis nie iets wat ek voor moet gaan werk nie, dis iets wat ek ontvang uit genade deur God. Want dit was sy plan, dit was sy tydskedule, waarmee hy hier kom werk het. En nou geliefdes, dit beteken, as ek en jy dan nou verder wil gaan kyk rondom die woord, dan kan ons ook na Galasiërs 3 gaan kyk. Kyk net, ek wil dit net so vinnig vir julle lees, sodat julle iets van die gang hiervan kan hoor. Hy sê in Galasiërs 3, deur hierdie geloof in Christus, is julle nou almal kinders van God. Dit gaan oor wedergeboorte, dit gaan oor verlossing. Sê, want julle is almal deur die doop met Christus verenig, en het nou deel van Christus geword. En dan herhaal hy, of jy dan nou slaaf of Griek, of vry is, of man of vrou is, julle is in Christus almal een. Maar hoor nou wat sê hy, met jou geboorte, wanneer jy kind van God word, gebeur daar, tesame met die regverdiging in Christus, gebeur daar die doop met die Heilige Gees. Want deur die doop met Christus is julle, doop met die Heilige Gees, is julle in Christus en in mekaar verenig. Dit is 'n goddelike handeling, gaan oor my en jou verlossing. So, is jy gedoop as kind van God met die Heilige Gees? Dan kom hierdie gedeelte en dan sê hy, die Heilige Gees het gekom met hierdie geluid, en met hierdie sigbare, wat lyk soos vuur, en dit het die hele vertrek vol gemaak, en dit het op elke een kom rus. As kind van God, is jy gedoop met die Heilige Gees. Dis deel van jou verlossingsidentiteit in Christus. En daarom het ek maar net hier gesê, die doop met die Heilige Gees is posisioneel. Dit is nie ervaringsgebonde. Gaan nie oor jou ervaring van die Gees wat nou in jou is, of dit wat die Gees in jou beweeg, of wat ook al nie. Die doop van die Gees gaan oor jou posisie in Christus as verlosser. En natuurlik, as ons nou wil kom praat oor die Gees wat met wie ons dan gedoop is, dan gaan ons oor na 2 vers 4a toe, wat sê, na die dooping met die Gees, kom die volmaak of die vervulling met die Gees. Julle kan dit daar gaan lees, waar hy in vers 4 kom sê, almal is met die Gees vervul, en hulle het. So die doop met die Gees van God kom eerste, en dan kom die ervaring van die teenwoordigheid
van die Heilige Gees in my en jou lewe. So die vol beteken, pleroo is die Griekse woord wat beteken om vol gemaak te vord, om gevul te word. So deur die doop van die Gees, word ek en jy vol van die Heilige Gees. En dit maak dat daar sekere dinge met my en met jou gebeur. En dit maak dat ek en jy gevul word, vervul word met die Heilige Gees, en dit lei in my en in jou in ons lewens tot die kragtige getuienis van die Gees se teenwoordigheid in ons lewe. Nou geliefdes, ek het nie tyd om nou hier verder uit te brei nie, want dis nogal 'n diep teologiese goed waaroor dit hier gaan. Want ons verskil as kerkgenootskappe oor hierdie goed. En ons moet dit vir mekaar erken en sê, daar is verskille, ons dink anders hieroor. Ek is oortuig in my hart dat die Gees ons kom doop het, en dat deur sy doping en daar 'n stuk vervulling gekom het, wat praat van die getuienis, die teenwoordigheid van die Gees, dit wat die Gees nou in my en in die kerk kom doen. Daaroor sal ek volgende keer, as die Here genade gee, met julle 'n paar woorde deel. Geliefdes, kom ons raak net stil voor die Here. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe, en U woord is 'n woord wat wonderlik is van God se goddelike ingryping en werking en beloftes wat tot vervulling kom in ons lewe. Want ons weet, wanneer ons tot geloof kom in Jesus Christus, soos die woord dit sê, jy kan Christus nie hê as jy die Gees nie het nie, word ons gedoop, deurdrenk met die Heilige Gees, en word ons volgemaak met die Heilige Gees. Here, gee vir ons genade om hierdie konneksie te maak in ons geloof, van verlossing in Christus, is 'n goddelike ingryping in ons lewe. Ja, ons stel onsself oop, ons glo, en dan sê die woord selfs hierdie geloof om in Christus te glo, Vader, kom van U af. Maar dan sê dit, wanneer ons U ontvang as ons verlosser, dan gebeur dit soos Johannes 1 vers 12 dit sê, dat ons gebore word, nie as iets wat ek as mens doen nie, maar dit wat God kom doen. En nou weet ons, Here, gee vir ons genade om hierdie konneksie te maak, dat wanneer die Heilige Gees kom, wanneer ons gedoop word, wanneer Pinkster aanbreek, in hierdie tydskedule van God, dan is God besig om sy Gees te stuur, sodat ons gedoop kan wees met die Heilige Gees. Help vir ons, Vader, om iets te verstaan van U werkinge, die goddelike ingryping, sodat ons iets ook kan verstaan van ek is die ontvanger. Ek is die ontvanger, ek is nie die doener nie. Help ons dan om verder te hoor as ons met mekaar hieroor praat, oor hoe die Gees ons dinge laat doen. En hoe die Gees se teenwoordigheid in ons lewe ook sigbaar raak. Vou ons toe, o Heilige Gees,
in u kragtige teenwoordigheid en werking in ons lewe. Amen. Geliefdes, mag God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom.